Goeiedag liewe vriende, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons gesels verder uit die boek Kolossense uit en vandag gaan ons gesels daarvan Kolossense 2 van vers 11 tot die einde vers 15. En verlede week het ons lekker gesels met mekaar oor ons verbondenheid in Christus, dat ons aan Christus verbonde is, dat ons eintlik ons geestelike wortels in hom moet laat grondvat in Christus en vanuit Christus uit kry ons daai geestelike lewenssappe wat ons laat groei. So ons moet dus ook hom as ons fundament gebruik en vanuit hom moet ons groei. En ons het gekyk hoe belangrik Christus is, dat hy eintlik die hoof is oor alles en dat God met sy volheid in hom woon en ons ook deel het aan daardie volheid van God. So wat 'n wonderlike voorreg wat ons het. En hierdie week gesels ons verder oor daardie verbondenheid en wie Christus is, sodat ons sal agterkom wat Paulus wil sê in terme van die dwaalleraars ook. Maar voordat ons verder gaan, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie vir alles wat U doen, dankie vir die inspraak, dankie vir nog 'n dag wat U tot ons lewens toe bygevoeg het. Kom praat vandag deur U woord. Maak hierdie woord vir ons duidelik en helder asseblief. Laat ons U kan sien tussen die blaaie van die Bybel en die inspraak in ons lewens kan ervaar. Vader, praat met ons nou. Ons bid dit in afhanklikheid in die naam van Jesus Christus. Amen. Op jou skerm gaan die 83 vertaling verskyn. Ons lees daarvan vers 11 af, wat sê, want hy praat ons nou oor die verbondenheid. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny. Nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus. En dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Nou as ons dink aan die besnydenis, dan dink ons Ou Testamenties, né? Aan die verbond en die ooreenkoms wat God daar met Abraham aangegaan het, dat die besnydenis dan moes plaasvind, en deur middel van die besnydenis is ons verbind aan Christus. Nou, hier het ons in die gemeente is daar ook 'n klomp heidene gewees, né? Heidene wat tot bekering gekom het. En nou skryf Paulus vir hulle, want daar's ook 'n paar Jode wat gesê het, nee, maar as jy as heiden tot bekering kom, dan moet jy besny word. En nou sê Paulus eintlik, nee, kom ons kyk mooi. Dit is baie belangriker om eintlik 'n geestelike besnydenis te ondergaan en om eintlik op 'n ander manier dan verbind te wees aan Christus. So dit hoef nie 'n fisiese besnydenis te wees nie. En want daar was 'n groot heidense komponent ook wat gelowig geword het. Meen Grieke wat gelowig geword het. Hy sê vir hulle dus deur ons verbondenheid, deurdat ek in hom glo, in Christus glo, is julle ook besny. So die feit net dat ek in hom glo en aan hom verbonde is, sy kind geword het, is ek reeds besny. In die Ou Testament, die besnydenis het beteken dat ek dan aan God verbind is. Nou sê hy, my verbondenheid, my geloof, beteken ook dat ek eintlik maar soos 'n besnydene is, soos 'n Jood wat in God glo, dat ek nou ook in God en in Christus glo. Maar dan sê hy, dis nie met die besnydenis wat deur mense verrig word nie, né? Maar met die besnydenis deur Christus. Christus wat weer sentraal staan. En waaruit bestaan dit, hierdie besnydenis, né? Uit die wegneem van die sondige natuur van die mens. Want toe jy tot bekering gekom het, het jy 'n nuwe mens geword. Die ou sondige mens, die ou sondige natuur het afgesterf en jy is nuut gemaak, jy is oorgemaak, soos wat Paulus skryf daar in Efesiërs 2 van vers 8 tot vers 10. Jy is totaal nuut gemaak, jy's 'n perfekte geskepte wese. Jy is in jou gees, is jy nuut, jou gees is weergebore. Dit wat dormant was, het weer lewe gekry, sodat God kan inspraak kry in jou lewe. En hy sê, so hierdie besnydenis bestaan daarin, die wegneem van jou sondige natuur. Dis nie meer jou identiteit nie. Jou identiteit is nou kind van God. Nie meer die sondige natuur nie. Jy word nie meer beheer deur jou sondige natuur nie, maar jy word nou beheer deur die Heilige Gees, want jy's 'n kind van God.
En dan vers 12, sê hy vir ons, waar dit gebeur ook, hierdie hele ding, dat jy eintlik so besny is, die wegneem van die sondige natuur, hy sê, dit het by die doop gebeur, toe jy as mens tot bekering gekom het, en jy's gedoop, toe is hulle gedoop, en hy sê, die doop is eintlik die afwassing van die sonde, die simboliese afwassing van die sonde, die onder die water ingaan, dis die ou lewe, en die nuwe lewe wat uitkom, simbolies daarvan, die nuwe lewe. En hy sê vir hulle, dit het by die doop gebeur, deurdat julle toe saam met hom begrawe is, as dit ware saam met Christus, die identificering van Christus, wat sterf vir ons, deur julle verbondenheid met hom, feit dat ek in hom glo, is julle ook saam met hom opgewek. Dit is daai om uit die water uit te kom, né? Is ons opgewek, ons het 'n nuwe lewe gekry, né? Toe ek my ou natuur afsterf, kry ek 'n nuwe lewe. Omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood uit opgewek het. So die opgestane Christus, die krag wat hom opgewek het, daardie selfde kragtige werking, werk ook in 'n ongelowige om hom gelowig te maak, né? Om die ou sondige natuur te laat afsterf. Goed, dan sê hy, julle was dood, deurdat julle gesondig het. So, ons was sondaars, né? Dit was ons lewens, ons het ons laat dryf daardeur, dit was ons motivering. Hy sê, en daardeur, wat is die einddoel van die sonde? Is die dood. Goed. Hy sê, julle was dood, deurdat julle gesondig het, en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie, daarom was jy eintlik dood. Jy het nie die Zoe lewe, dis die lewe wat Christus vir jou kom gee, jy het dit nog nie gekry nie. So die ewige, die tweede dood was op jou van toepassing. Maar as Christus kom, en hy kom maak jou nuut, hy kom gee vir jou 'n nuwe lewe, en hy bring 'n verandering binne in jou, die wedergeboorte proses, dan kry jy soos wat die Bybel praat, van die Zoe lewe. Goed, kom ons gaan aan, en hy sê, God, daai vers 13b, God het julle egter saam met Christus lewend gemaak, so jy het nuwe lewe gekry, daai Zoe lewe, deurdat hy al ons sondes vergewe het. Aan die kruis was daar vergifnis, en hy vergewe ons sondes, en met die vergifnis bring hy vir jou nuwe lewe, né? Dis wonderlik, dis alles uit genade uit. Vers 14, wat het gebeur in hierdie vergifnisproses? Hy sê, Jesus het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak. Aan die kruis het hy gesterf, hy het in my en jou plek gesterf, so die skuldbewys wat ek gehad het op hom is na hom toe oorgeplaas, en hy sterf namens ons. En sy reinheid, sy heiligheid het weer oorgekom na ons toe. Dis hoekom hy moes sterf. So daar die skuldbewys wat teen jou was, waar die duiwel jou aangekla die hele tyd, is tot niet gemaak, is opgeskeer, is weg. Psalm 103 sê, so verwyder so ver soos die ooste van die weste af is, né? Goed, so, hy sê dit, en ek wil hê, jy moet dit hoor vandag. Jou skuldbewys, jou sonde, is tot niet gemaak, né? Hy het jou skoon gewas. Hy sê waar, deur dit aan die kruis te spyker. Die feit dat ek aan die kruis vir jou gesterf het. En kyk wat sê hy vir jou. En dis wat ons baie keer mee sukkel. Hy sê, hy het dit vir goed weggeneem. Hy het dit nie net bietjie nie net om dit later weer terug. Hy sê, dit is vir goed weggeneem. Hy vergeet daarvan. Ons praat nie weer daaroor nie, dit is klaar en verby. Jy is skoon, jy is reinig, jy is gereinig, jy is heilig. Dis hoe die Vader ons sien. Goed. Vers 15, wat het hy verder gedoen aan die kruis? Hy het elke mag en gesag ontwapen. Wat gedink het, hulle kan iets teen jou doen. Hy het hulle ontwapen, hy het hulle mag gebreek, en hy gee daardeur vir my en jou bepaalde autoriteit. En hy sê, hy het hulle ontwapen deur hulle in die openbaar te vertoon, deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. So hy sê, hy het al eintlik in die geesteswêreld ingegaan, en elke mag en gesag het hy eintlik
soos 'n gevangene hanteer en hulle daar in die geesteswêreld vir almal gewys wie in beheer is, dat Christus in beheer is, dat hy die eersgeborene is, dat hy die hoof is oor elke mag en gesag wat ons verlede week vir mekaar gesê het. En hierso sê hy dit weer. Hy het elke mag en gesag ontwapen. So in Christus het ek en jy 'n ongelooflike voorreg om met daardie autoriteit te leef. Want onthou, verlede week het ons ook vir mekaar gesê dat God kom met sy volheid in Christus. En omdat ek aan Christus verbonde is, deel ek in daardie volheid. Deel jy in hierdie autoriteit, deel jy in hierdie mag en gesag, maar dis mag en gesag in Christus. Nie uit jou eie uit nie, dan maak jy 'n fout, maar dit is in Christus. So wat kom sê hierdie gedeelte vandag vir my en jou? Hy kom sê vir my en jou, ek en jy is ook maar eintlik soos wat die Jode in die Ou Testament besny is ek en jy geestelik besny, ek en jy is gedoop in Christus, so ek het eintlik wat hy sê is, die ou lewe is afgesterf. En Christus, en in die afsterf van die ou lewe, is dit die vryspraak van jou sonde wat plaasvind. Hy het al daai sonde van jou aan die kruis gespyker, en hy het dit vir ewig weggevat. En hy sê, daardeur, wat gebeur? Kry ek en jy 'n nuwe lewe. Is ons weergebore, het ons die mag en gesag en autoriteit in Christus. En dit maak dat ek en jy anders te kan leef. Dit maak dat ek en jy mag en gesag het oor die duiwel. As die duiwel kom met sy invloed in jou lewe, dat jy die autoriteit het om hom te sê nee. My sondes, dit waaraan jy my nou probeer herinner, is aan die kruis vasgespijker. Dis waarvoor Jesus gesterf het. Ek het vergifnis daarvoor gekry. En ek het dit bely en ek vergifnis gekry. Daarom het jy nie die reg op grond van wat jy nou sê nie. En dan kan jy vir hom sê, gaan weg van my af, want my sondes is vergewe. En ek dink Paulus wou hierdeur ook vir die gemeente sê, net wat hulle identiteit is, wie hulle is en hoe belangrik dit is. So, gaan kyk bietjie weer dan dit, gaan lees dit rustig deur, kyk na die Bybelstudie, vra hierna, en maak hierdie gedeelte, en verlede week se gedeelte ook, maak hierdie hele gedeelte jou eie. Dis 'n fenominale gedeelte, en sorg dat dit deel word van jou geestelike identiteit ook. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie kosbare woorde hier in Kolossense 2. Baie dankie dat U die hoof is oor elke mag en gesag, Christus. Dankie dat ons aan U verbonde kan wees. Dankie dat U ons sondes aan die kruis kom vasspyker het en dit vergoed van ons af weggeneem het. Dankie daarvoor. Ek bid dat U ons sal help dat wanneer die duiwel ons aanval, dat ons staan sal bly, dat ons autoriteit in U sal opneem. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir al U genade. Dankie dat ons ook 'n nuwe lewe gekry het, dat U ons lewend gemaak het. Vader, wees met ons, help ons dat ons 'n verskil maak in hierdie wêreld asseblief. In Jesus naam bid ons dit. Amen. My gebed is altyd vir jou dat jy gaan en 'n verskil gaan maak, maar jy kan dit nie op jou eie doen nie. Gaan in die krag van Christus, omdat jy in hom gewortel, gegrondves is, omdat jy weet, jy die autoriteit in hom, gaan maak 'n verskil in hierdie wêreld. Groete, en as die Here wil, gesels ons volgende keer oor daarvan vers 16 af. So, groete, seën vir jou week.